Ramoni, Master, we worship you, Lord. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wat is jou naam? Joanita. Joanita. My meisie se naam is Joanita. Joanita. En die Here wys vir my 'n bliksemstraal. En die bliksemstraal, soos die bliksemstraal slaan. En dan tel ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan slaan die donder weer. And God said, my daughter, I'm going to use you like lightning and like thunder. And you will see and you will experience the power of the kingdom. Not the power of mankind, but you will experience the power of the kingdom of God like lightning and like thunder. You need to hear like lightning, like thunder. You know, when the lightning is there and the thunder, people start to fear. God said, I'm going to put a word in your heart, a word into your mouth, and it will be like lightning, and it will be like thunder, and people will start to fear God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daar's 'n kinderliedjie, so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Kom, ken julle? Nou staan op, dan sing ons om. Kom nou, dis so lekker om die Here te dien. Te dien. So lekker om die Here te dien. Yes. So lekker. Lekker die Here te dien. Lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Halleluja. Here te dien. So lekker te dien. Amen. Halleluja. Nou julle nou is julle dan op in die beld, joh. Nou lyk julle baie beter. Halleluja. Amen en amen en amen en amen. Halleluja. Jy weet jy, ons moet dit beoefen. Lord, help me. Use me to prophesy. 'n Woord van kennis, woord van wysheid, onderskeiding van geeste, die Heilige Gees werk. Maar jy sien, al wat ek en jy nodig het om te onthou, dis opbouing, stigting en bemoediging. Okay? En dan het jy net geloof nodig. Die Here gee jou nie die hele woord nie. Baie keer kan hy dit vir jou huis God, hy kan werk soos wil, maar my ondervinding is, die Here gee my net een woord, of hy gee my net 'n beeld, of net 'n gesig. En dan wanneer ek begin die woord bedien, dan vloei dit. Amen. Halleluja, 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 halleluja. Amen en amen en amen en amen en amen. Jaylen, is dit jou familie? Is dit jou tannie daai? O, en die enetjie? Is dit jou vriendin? Nou wat sê die Here vir jou van jou vriendin? So, sy is mooi, sy is pragtig, en die Here sê, hy is lief vir haar, al die goed is waarheid, jy moet jou Bybel lees. Nee. Maar jy sien, God want to use you. Are you born again? Dan jy gawes ontvang. Gifts from heaven. Dan moet jy verstaan, alles wat in die hemel is joune, tot jou beskikking. En dis hoekom die openbaring daar is, wat die Here Jesus sê, onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so op die aarde. En die kerkmense verstaan dit nie. Halleluja!
Ek raak op omdat ek nou mense sien, gee die Here my woord. Ek is nie 'n profeet nie, but I love people. En ek beywer my vir die geestelike gawes. Maar veral om te profeteer. Roderick, het jy nou al daai laaste stukkie koek gedeel met jou vrou? Sê weer, ons wil dit op die kamera hoor. Het jy nou daai laaste stukkie vrugtekoek met jou vrou gedeel? Kry hom maar net op, dat hy so maak. Hy sê nee. Ai, Here help. My raad aan jou is nou, bestel jy 'n koek, hy betaal hom. Gaan sy hom nie eet nie? Gaan jy hom eet? Die Here help baie. Ek wil met jou praat vandag, want ons praat oor die koninkryk van God. En die evangelie van die koninkryk van God wat verkondig moet word deur die nuwe generasie. Nou die nuwe generasie is hulle wat tot wedergeboorte gekom het, né? Ander woorde, die Heilige Gees het kom stil staan, hulle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En jy het staan met jou voete. Staan op jou voete. Kyk. Jy waak skoene aan. Oké, skoppel uit. Skoppel uit. Want hulle gaan jou terughou. Oké, goed, nee. Nou kom hier so. Kom ek verduidelik vir jou, wat die Here my wys. Alles wat jou terughou, skop dit uit. Alles wat jou terughou, skop dit uit. Al dink jy kan dit nie los nie, al dink jy kan nie afstand doen van dit nie, God sê, kick it away. Los dit af. Wanneer jy dit alles uitskop, wat jou terughou, sal jy die seën van die Here, sal jy die seën van die Here en die krag van die Here sal dan oor jou kom. En die Heilige Gees. Dat gaan we zo niet weten, pastoor. Wie is besig om te praat? Jy moet nie luister, ontvang. Ek sal die ding reghou, nie worry nie. Sal nie jou oog sit of dit nie. Maar die krag van die Heilige Gees, Handelinge 1:8 krag, sal oor jou kom. En die profetiese woorde wat jy al hier ontvang het in dunamisbediening, al die profetiese woorde sal in vervulling gaan. But you need to kick. You need to kick. Jy moet afskop. Ja, Kali. Jy alles uitskop en jy sal die krag en die salwing van God, Heilige Gees, sal jy ervaar. En as die krag van God, Heilige Gees oor jou kom, you will minister in your power, and in your power. And when the power comes, yes, all fear will go, and all compromise will go. No compromise anymore. Ek wil met jou praat uit Romeine hoofstuk 1, net een teksvers vanoggend, vers 16. En ek wil hê u moet regtig hoor wat die Here vir u vanoggend wil sê. Want Paulus kom, en jy moet verstaan, Paulus was 'n intellektuele mens gewees. Hy is 'n skrifgeleerde fariseer gewees. Maar toe hy Jesus ontmoet op die Damaskuspad en toe hy geesvervuld word, toe verander hy in 'n ander mens. Jy sien, jy kan nie verander met intellektuele kennis nie. Jy kan slimmer word, jy kan mense probeer beïndruk, but there will be no power.
So if you want to change from the kingdom of God into the likeness of Jesus Christ, you need the power. Want dis die krag wat die intellektuele onderwerp. Sien, en dis wat ons probleem is, kind van die Here. Ek sit vir die afgelope 2-3 Sondae aande dan kom bied, en ek kom gee die ouens rekenskap oor die opleiding wat ek vir hulle gegee het, hoe om 'n siel na die Here toe te lei. En met die dink die ander gaan wegkom nie. Jy gaan nie wegkom. Een of ander tyd gaan jy vir my kom besoek. So jy het maar net die benefit nou van hulle wat alreeds gekom het. Nee. En terwyl hulle sit in die aanbieding doen, hoe om iemand na die Here toe te lei, jy weet, en dan die 2 vrae, jy weet, as gewoonlik vra, is jy oortuig en versekerd in jou eie hart dat jou verhouding met God reg is? Nou, jy sien, dis maar so 'n vraag. En die tweede vraag, nou, as iemand na jou sou kom en vra, hoe kan ek God vind dan? Wat sou jy nou sê? Jy sien, en dan het hulle aangekom met hulle aanbieding, en ek het verskillende aanbiedings gehoor, verskillende maniere, maar ek het gesit en luister na elke een met 'n afspraak gehad het. En terwyl julle so met my praat, kan jy help haar op, asseblief, halleluja. You need to, Jaitlin, you need to take this word this morning. Sit maar daarvoor sê. Maar jy moet hierdie woord koester hoor. Moenie laat dit van jou af wegglip nie. Moenie laat dit van jou wegglip nie. God want to use you. En jou antie ook so aan die ander kant. Spanbediening. En die Here sal alle emosies van julle afhaal, dat julle die vrouens nie met emosionele dinge vashou nie, but with power. Want die emosies het 'n mooi beeld, dat ons goed lyk en sorry, dit verander nie, dis nie krag nie, dis emosies. It's time for the real power of God to manifest. Ekskuus dat ek so reguit is met die vrouens, maar julle moet dit hoor van hom. Julle moet waarheid hoor. En God ken my hart, dit is waarheid. Nou doen hulle die aanbieding en ek sit en luister hoe hulle die aanbieding doen, maar daar kom een ding by my op, by almal van hulle. Welkom wat in my hart vasslaan terwyl ek vir hulle luister en ek kom tot die besef. Nie een van hulle het nog ooit gekom tot die openbaring van die krag van hulle aanbieding nie. Nie een van hulle het al gekom tot die openbaring van die krag van hulle aanbieding nie. Ander woorde, hulle het gaan sit en hulle die aanbieding soos 'n papegaai gaan leer, want hulle moet kom rekenskap gee aan die pastoor en hy's 'n kwaai ou. Dis wat hulle sê, maar hy is nie kwaai nie. Hy's maar net 'n reguit ou. Hy's nie kwaai nie. Draai net die kamera 'n bietjie daai kant toe. Sê jy vir my, wie is die mees lankmoedigste ou in hierdie gemeente? Nee, ek kan nie hoor nie, sê mooi. Daar, as jy opneem. Wie is die mees lankmoedigste ou hier? Pastoor. Baie dankie, dis al wat ek nou hoor. Welkom, genade met hulle hoor. OK, genade is baie belangrik. Maar jy sien kind van die Here, nou doen hulle die aanbieding, luister mooi, ek wil hê jy moet hoor, geliefdes. Nou bied hulle die aanbieding om my tevrede te stel of om my te beïndruk. Een van die maak saak nie, dit is maar nie aanbieding. En dit kom in my hart op, we don't know the power. En weet jy, en so kan ons baie teachings, ons kan baie seminare bywoon, baie kursusse bywoon, ons ken al die detail, ons ken nie die krag van die detail nie. Ons ken nie die krag van die woord nie.
En soos die Here met my praat oor hierdie ding, want jy sien, jy dan die eerste ding toe ek tot wedergeboorte kom, toe sê die Here vir my, soek my krag. Dis die eerste opdrag wat ek van God af hoorbaar ontvang het. Seek my power. And the power is not only to pray for people en daar staan hulle nie. No. Hierdie krag is die krag van die koninkryk om die evangelie van die koninkryk van God te verkondig, sodat die evangelie van die koninkryk van God, die evangelie van die koninkryk van die duisternis kan onderwerp, kan triomfeer, daaroor kan heers. So, en dit is op elke gebied. Is dit maklik nie? Is nie altyd maklik nie. Partykeer val ek my nerve af, maar ek staan op. Ek het geleer, belydenis, as jy bely, nee, dan is daar vergifnis. As jy nie wil bely nie, is daar nie vergifnis nie, dan bly jy in die tronk. So ek ken die krag van vergifnis. Ek verstaan toe Nathan by Dawid kom, en sê, hey, wat het jy aangevang? Nou, toe Dawid nie sy sonde weggesteek nie, hy het dit bely. En dis hoekom Dawid 'n man na God se hart genoem het. Want jy sien, as jy nie bely nie, is jy hoogmoedig. Pride. Dit maak dat jy sal nie bely nie. Sal nie sê ek is verkeerd nie. Ek sal gaan stil slaap, né? Met stil stuipe gaan slaap. Maar ek sal nie sê ek is jammer nie. Jy sien, maar ons verstaan nie die krag van belydenis nie. En sodra jy nie wil bely nie, né, kan die Here jou nie beskerm nie. Hallo. Jy kan maar bid soos jy wil, as jy nie bely nie, antwoord God nie jou gebede nie. Totdat jy bely, as jy eers bely, dan antwoord God weer jou gebede. Soek jy skrif vir dit? Ja, ek gaan jou skrif gee, is in die Bybel. Nou, dit staan vir ons in Markus, lees oor Markus 11, dat is maar een gedeelte. Nou, waar Jesus die vyeboom aanspreek. En die laaste gedeelte sê Jesus, as jy glo nie in jou hart twyfel, sal jy vir hierdie boom sê, hef jy op en werp jy in die see. Maar dan gaan hy aan. Dan sê hy, jy moet bely. Want as jy nie bely nie, kan God jou nie vergewe nie. En wanneer jy nie vergewe nie, dan kom die pynigers, dan die demone, dan het hulle wettige reg op jou. Ne? En as hulle wettige reg op jou het, dan pynig hulle jou. Dis pynigers. Hoeveel van ons sit met 'n mindset van pyniging? Kort is jy onder veroordeling. Kort, dan man hierdie ding voel jou, nee, jy kan nie eens jou pap eet nie. Tot oudspap raak suur vir jou. Maar jy sien, kind van die Here, en dit is wat belangrik is, you need to forgive. Jy moet vrystel, sodat God jou gebede kan dinge. Dis krag. Nou kom ek lees vir ons Romeine hoofstuk 1, en ons gaan lees vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Kyk vir my. Kom Paulus, hy sê ek skaam my nie oor die wat? Evangelie van Christus nie. Nadat Jesus uit die doopwater gekom het, nadat hy in die woestyn versoek was, kan jy gaan lees, toe begin Jesus die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Lees net jou Bybel. Die evangelie van die koninkryk. En dan kan jy maar die 4 evangelies bestudeer, sal Jesus altyd vir sy disippels sê, kyk, ek gee julle mag en gesag. Met ander woorde, ek gee julle die vermoë en die krag oor al die duiwels.
Dis die evangelie. Dan sê hy, gaan maak die siekes gesond. Dan sê hy, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk. So met ander woorde, is dit evangelie om te heers oor al die demone, oor al die duivels, en om hulle uit te dryf, is dit evangelie. Natuurlik is dit die evangelie. Nou sê Paulus, hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. OK, kan ons 'n bietjie nader na die Bybel sê, vir ons in Hebreërs sê hy, ek dink dit is 4:12 sê, as jy die woord van die Here skerper as enige tweesnydende swaard. En hy bring skeiding tussen die hart, siel en gees. Soos die hart en die verstand, hy bring skeiding. Okay? Ons kan almal sê, dis waar. Maar hoekom lieg ons volgens so in die kerk? Why do we lie? Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Hoekom? Kan ons maklik in die kerk sê, amen, amen, maar daar buite skaam ons vir die evangelie. Ons sien situasies, ons sien mense, ons sien omstandighede, maar ons skaam ons vir die evangelie. Seker nou nie julle ouens, die ouens daar in Bloemfontein nie. Maar sien kind van die Here, toe die aanbiedings kom en die Here begin my hierdie ding te wys. Hy sê, we don't know the power. Hulle ken die woord, maar hulle ken nie die krag van die woord nie. Jy sien, wanneer jy die krag ken van die woord, dan sal dit soos lightning en thunder wees. Want hy moet 'n skeiding bring. Die woord moet 'n skeiding bring. Die woord moet skeiding bring. Hart, gees, tot die diepste wese, oorlegginge van die hart. Hy moet skeiding bring. Maar as jy die krag van die evangelie van Christus nie ken nie, hoe gaan jy hom demonstreer? Ja, ek weet so kwaai, en dis nie my woord nie, hoor. Jy sien, kind van die Here, dit maak my opgewonde, want God is besig om manne en vroue los te maak. Want net waarheid kan jou vry maak. So help nie, ek sit onder misleiding in die kerk nie. Want die gees van misleiding sit binne in die kerke vandag. Want ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Nou hoor sê Paulus. Want dit is 'n krag van God. The evangelie is a power, and that's why I told you in the beginning, you will not minister the word like the bikers. No, you will minister the word in the power of God, Holy Spirit. Satan try alles om jou terug te hou, but you will conquer. Jy sien, kind van die Here, ons skaam ons. Hoekom? Ons wil mense nie aanstoot gee nie. Ons wil mense nie wegdrywe nie. Maar op die begrafnisse, dan huil ons. En dan kom ons met valsheid, want jou is nou dood, jy kan vir hulle niks meer doen nie. Al wat jy kan doen, jy betaal vir daai enetjie. Vir daai lang limousine, jy betaal vir hom. Kind van God, ek wil jou in hierdie dag sê, ek wil jou bemoedig, die evangelie van die koninkryk van God is 'n krag. It is a power. And it's time, and it's the season of demonstration of power.
Jy sien, jy moet verstaan, jou geveg is nie teen vlees en bloed nie. So hierdie man, hierdie vrou, seun en dogter, en noem hulle net wat julle wil, hulle sit in kettinge, hulle sit in bindinge, en al wat jy sien die gemors wat hulle aanvang, ne? En nou retireer jy, ne? Want dis nie jou stryd nie, jou geveg is agter daardie nonsens wat agter daai man vrou sit. Maar as jy die krag van die evangelie nie ken en verstaan nie, gaan jy wegduins en dan gaan nog heel moontlike woorde van veroordeling uit jou mond ook nog uitkom. Woorde van binding, terwyl jy hulle moet losmaak. In die naam van Jesus, you need to know the power of the gospel of Jesus Christ. Jy sê, Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Wat is die krag? Tot redding. Soveel mense moet gered word vandag van alkohol. Soveel mense moet gered word van adultery. Soveel mense moet gered word van pornografie. Nee, want dit is bindings. So hulle moet gered word. En as ek en jy nie die evangelie gaan demonstreer, want waarheid maak vry, niks anders dan nie. You love me, you hate me, but you need to love me. If you don't love me, you cannot go to heaven. Jy my lief hê. Want ek het jou lief genoeg om jou waarheid te vertel. Want ek moet hierdie krag, hierdie evangelie moet ek in jou gees losmaak sodat jou denke vernuwe kan word. Hy sê, want ek skaam my nie, want dis 'n krag van God tot 'n redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en dan ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Nou hoor wat sê hy, uit geloof tot geloof. Maar soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Elke mens het geloof. Here, gee my meer geloof. Sê, Here, ek het jou, al die geloof wat jy nodig het, het ek jou gegee. Wat maak jy met die geloof? Ek het my geloof uitgesit volgens die Here, dat hierdie mense mekaar 'n bietjie begin bedien. Soos dit in die gemeente van Korintiërs was. Sien, is een ding om verby sê, Here, dat beskade by die ou van word gesond. Dis een ding. Maar so 'n ander ding op by ou te staan sê, hey, Kali, ek vertrou die Here dat hy my skade weer gaan gebruik, as my skade weer op jou val, gaan jy gesond wees. Dis geloof. Ek skaam my nie. Ja, Here. Huh? You don't know the power. Power. Jy dan bring boldness. En many worries, if jy sê, jy is arrogant nie, man, hulle weet net nie, jy is bold nie. Jy sien kind van die Here, en dis wat die kerk nodig het. Ons het nie meer preke nodig nie, ons het waarheid nodig. As ek my mond oopmaak, moet ek verstaan, die woord gaan verandering bring, gaan skeiding bring. Jy was bang, maar jy is nie meer bang nie. Jy was suinig geweest, nou is jy nie meer suinig nie. Jy was nie mededeelsaam geweest nie, nou is jy mededeelsaam. Soos ja. Ja, dis waarheid, né? Wat sê jy? Jy moet sê dankie, pastoor. Jy moet mooi dankie sê. Daai ou op YouTube kan hoor. Sê dankie. Dankie. Sy sê dankie, julle hoor. Sy is ook nou in vir verrassing.
Jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou sê? Wat wil ek jou sê in hierdie dag? Totdat jy nie die krag van die evangelie geopenbaar in jou lewe ken nie. Dis een ding om maar net te praat. Sorry people, you need to speak the word of faith, but you need to minister the word in power. Wel, is twee maniere om 'n ding te sê. And the power of God. I'm filled with the power of God. Is dit waarheid? Dis waarheid. Want hy is in my, ek is in hom. Hy gaan hom openbaar maak as 'n redder, maak nie saak wat jy nodig het, wat die area jy dit nodig het nie. Ek wil vir jou sê, ek het vir 14, 16 jaar, toe ek daai lang goeders gepaf en soos 'n man hierdie wat ons het die eisers so kap, hierdie smit Blacksmith daai ene ja. Nee. As hy my longe in die hande gekry het, kon hy baie uiters gekap het. Nee. So het ek die goeders gesuig. Nee. En ek het die leen geglo. Nee. Ek het skofte gewerk, 12 uur skofte gewerk. En as ek nie sigaret, as ek nie rook nie, kan ek nie wakker bly nie. Dis alleen uit die put van die hel uit, man. Ek het my liggaam van skade berokken. Ek het my familie skade berokken. Maar afgesien van die gesondheid nog, die geld ook nog. Nee. Wat ongeluk, kan jy geld oprook. Jy help ons koppers die mekaar. Kom aan. Julle het dit mos nou nie gedoen nie, is dit ek. Nee. Maar die Here het by my verbygekom. En toe sê my seun, jy moet 'n keuse maak. Gaan jy die leuen glo of gaan jy waarheid glo? En toe maak ek 'n keuse om die waarheid te glo en op daai oomblik is ek verlos, toe word ek gered van nikotien. Jy sien, hy sê hierdie evangelie is 'n krag. Hy sê ek skaam my nie vir die evangelie nie. Kind van God, ek wil hê jy moet hoor vanoggend, jy moet luister. Gaan check jou hart. Ja, maar pastoor, jy ken nie my skoonma nie. Jy ken nie my baas nie. Jy ken nie wie ook al nie. Kind van God, dis reg, ek ken nie hulle nie. Maar ek ken Jesus. Ek ken sy krag. En dit bring boldness op. 'n groot vrymoedigheid. Dat Paulus sê, ek skaam my nie. Ek gaan die evangelie van die koninkryk verkondig. En jy sien, die evangelie van die koninkryk is, dat alles wat in die hemel is, nou in my is. Lukas 17:21, wat sê hy? Binne in julle. The kingdom of God, dat Jesus woord, wat hy sê, Vader, ons Vader die ons laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, soos in die hemel, so op die aarde, die koninkryk het nou gekom, soos in die hemel, soos op die aarde. Nee. Maar wanneer ek my skaam, sal jy agterkom dan manifesteer die evangelie van die koninkryk nie vir jou nie. Jy weet wat ek van praat. Nee, ek weet. Nie om lelik te wees nie, but you know what I'm talking about. Want dit maak sin vir jou, dit bring lewe vir jou, dit bring 'n skeiding. Nee. Sorry, my man, hy gaan nie meer alleen vrugtekoek eet nie, ek gaan saam met hom eet. Al sluit hy nou die yskas, dat ek laaste gehoord, hy wil ketting skry om die yskas te sit en dan die yskas te sluit, nee, laat die familie nie by die vrugtekoek kan uitkom nie. Dat is 'n oplossing. Geef almal ene. Deesdae sê ek vir net nie, hierdie een is joune en hierdie een is myne. Want as ek die uitspel en eet sy myne ook op. Maar sy deel ook daar met my ook hoor.
Maar jy sien kind van die Here, ek skaam my nie vir die evangelie nie. En dis die boodskap van vandag, ek skaam my nie vir die evangelie, maar ek moet die evangelie van God ken. Nou, sodat ek die krag van die evangelie, hy het gesê, gaan verkondig die evangelie, maak siekes gesond, dryf duiwels uit, wek dowes op, reinig melaatses. Lees net jou Bybel, Matteus, hy sê dit daar. Dis die evangelie. Maar omdat ons die krag van die evangelie nie ken nie, daarom manifesteer die krag nie. Dis tyd. Dunamusbediening, parel. Die woordjie dunamus beteken Heilige Gees krag. Nou begin hy manifesteer buite in die parel, klapmoets en Simondium en al die plekke. Oralste waar jy kom, waar jy gaan, wat dit manifesteer. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Kyk na jou hande. Kyk na jou hande. Hey, Kali, kyk na jou hande. Wat sien jy? Wat sien jy? Sê Markus 16 sê hy nie vir jou, hy sê hy wat glo om na doop, vir hulle gaan hierdie tekens volg nie. Hulle gaan hande op die siekes lê en hulle gaan gesond word. Soos ek my nie skaam vir die evangelie nie, lê ek my hande op die siekes, sê ek nie net om maar net 'n gebedjie moeg getroffen nie. Here, as ek my hande op hulle lê, sal hulle gesond wees. I know the power. Ek skaam my nie. Ek skaam my nie vir te sê, hy, nou, wees genees nie. Jy is genees nie. Ja, maar wat die pyn, jy is genees nie. Want persoonlik nog pyn, jy is genees nie. Jy sien, wat die woord sê, jy is genees. Ek skaam my nie om luid, hardop te sê wat die woord sê nie. Meadows, dat ek al aandag. Hy hoë gebouwe. As jy in die geestesrealm al die demoniese manifestasies kan sien agter dit, dan sal jy autoriteit vat oor hulle. Jou geveg is nie vlees en bloed nie. Almal van hulle. Oor almal het God jou mag en gesag gegee. Maar ons veg vlees en bloed. You don't know the power of the kingdom of God. You see, we need revelation. Want wanneer jy jou nie meer skaam nie, sal daar groot vrymoedigheid by jou ontken word en jy sal begin beweeg in vrymoedigheid. Dan loop jy nie verby bedieningsgeleenthede nie. Jy soek hulle. Die Here wys vir my waar, hoe. Jy sien die krag van die evangelie moet gedemonstreer word. Wanneer jy jou beywer vir die geestelike gawes, is power. Is power to know wat God van iemand dink. Toe ek hier stap vanoggend, dus kom die woord lightning op. Ek sê, Here, lightning. Vir wie is dit? En toe ek in geloof die woordjie lightning noem, toe gaan die profesie oop. Geloof.
So ek skaam my nie vir die woord wat ek jou gegee het nie. En as jy jou nie gaan skaam vir dit nie, en as jy dit gaan vat en jou nou maak, né, you will see the manifestation of a prophetic word. Nou kom ons sluit af. Kom ons sluit af. Jy het al jou preek gekry. Nou sê hy, want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Die toren van God kom van die hemel af neer op kerke, pastore, dominees, reverends en gemeentelede wat waarheid onderdruk. Here help. Ek is nou nie meer 'n toekoevertjie nie. Ek is nou 'n oop koevert. Dit gaan nie oor hoe loud jy is nie. Gaan oor autoriteit. Gaan oor openbaring van waarheid. As ek my hande op jou lê, gaan jy gesond word. As ek my hande op jou lê, the Spirit of God will come upon you. Huh? As ek demoon aanspreek, moet hy gaan. Hoekom? Wonderwerke en tekens. Hoekom moet dit deel wees van jou lewe? Soos ook vir jou tenveld ook kan nou sê, kom, luister hier na Jaitlin, sy is kragtig in die Here, kom ontvang jou wonderwerk en jou teken, jou genesings, dis wat dit hulle maak, nee. Nou nie hierso nie, nee, daar Bloemfontein. Kom aan, kyk na jou Facebook, man. Wonderwerke en tekens is deel van elke kind van God. Nou, ons verstaan daar's verskillende bedienings en genadegawes en die gawes van die Gees. Ons verstaan al daardie dinge. Nee. Maar hoekom sê Jesus vir hulle wat glo, hulle laat doop, vir hulle gaan hierdie tekens volg. Hoekom sê hy dit? Hy noem 4 dinge daar, eintlik 5 dinge. Sal ander tale praat? Sal duiwels uitdrywe? Sal hande op die siekes lê? Al drink hulle iets dodeliks? Daar is hy witchcraft. Die Bobbejaan en die katte hardop aan die huis dak rond. En die aand as jy wil slaap, dan gooi hulle die koppies en pierings vir jou af. Witchcraft. As jy my wat doop in omdat glo, hierdie goeders gaan niks maak met jou nie. En die 5de ene sê hy, kyk, ek is met jou tot aan die einde. Hoekom is hierdie goeders vir jou belangrik? Dit is sodat mense kan glo dat Jesus in Welkom is, in Jaitlin is, in Rochelle is, in Roderick is, in Callie is, in my is. Dit is al wat het is, sodat die evangelie wat jy verkondig, met krag verkondig word. Dat hulle kan glo, soos Nikodemus gesê die aand in Johannes 3 sê, Jesus, ons weet, u moet van God af wees, anders sou u nie hierdie tekens kan doen nie. Kind van die Here, wanneer gaan ons dan opstaan? Wanneer gaan ons nou kragtig word in die Here en die krag van sy sterkte? Dis wat Paulus vir die Efesiërs sê, vers 10. Eindelik, broeders, word nou kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Want jou worstelstryd is nie. Ek weet, as ek my hand op, hoe weet ek, omdat Christus in my is?
Hy sê genees jy. Ek weet dit my autoriteit gegee oor al die duiwels. Why? Hy's in my. Ek weet dit is openbaar. Ek skaam my nie vir dit nie. Ek skaam my nie vir hom nie. Maar wanneer ons waarheid begin onderdruk. Jy sien, ons kan dan maar baie kanse vat, vet kanse vat. Met ons verskonings. Nes is the divine. Verskonings. Nou wil Callie, dis jou suster, ne? Nou wil sy hê ek moet haar glo. Ek glo die woord, maar glo nie haar nie. As sy die woord praat, ek glo ek haar nie. Dan sê sy ek is kwaai. Jy is wie God sê jy is. En moenie vir my iets anders te vertel nie. Met ander woorde sê jy God lieg. En God kan nie lieg nie. As die Here sê jy's 'n koning en jy's 'n priester, dan is jy 'n koning en 'n priester. As hy sê vir jou sê ek het jou met al my krag toe bedeel, dan het jy met al ek kan mos iets anders van jou sê nie. Dan onderdruk ek waarheid. Dan kom daar 'n toorn van God oor my. Love you but not that much. Ek gaan jou waarheid vertel. Ek moet jou waarheid vertel. Ja, kom sê dit af. Ja, pastoor, maar omstandighede. Omstandighede. Pastoor, jy ken nie my omstandighede nie. Vat jou omstandighede, geliefdes. Vat dit na die woord toe. Dan kyk jy wat sê die woord vir jou omstandighede. Dan vat jy die woord, dan spreek jy jou omstandighede aan oor dit wat die woord sê. En dit maak dat jy altyd, maar altyd, die meer as oorwinnaar is. So, let op wie jou geselskap is. Al is dit ook kerksmense, hulle praat nonsens, nou baie kerksmense kan baie nonsens praat. Hulle praat godsdienst, hulle praat nie krag nie. Dit is nou nie lelik, dit is waarheid. So, ek laat die mense maklik in my geestesrelm toe, wat nonsens praat nie. Ek soek waarheid. Jy kan van hier en daar om jou omstandighede nie, om wat jou omstandighede is nie. Ek wil jou vandag sê, kind van die Here, as dit finansies is, wat sê God se woord aangaande finansies? Sien, hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Want as jy dat die evangelie van Christus gaan bestudeer, dan sien jy agter wie jy is. Nou kom maak die hemel woning in jou, en wragtig, dan wil jy nog sit in mout. But the kingdom of God is within you, it's in you. You need revelation. Jy het openbaring nodig. Jy het openbaring nodig. Jy het openbaring nodig. Ag, dankie Here, daar word al wakker. Jy sien kind van die Here, you need the revelation. Without revelation, there's no demonstration. Without revelation, there's no demonstration. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Amen. Maak 'n sin, Callie. Gaan jy alles switch alleen nog op weet?